Goeiedag, jy kyk Goeiemôre Good Morning. Op 21 April het die vermeende diamantbedrieër Louis Liebenberg en sy vrou Desi in Bronkhorstspruit se Landdroshof in verband met hulle bedrogsaak verskyn. Liebenberg en sy 8 mede-beskuldigdes in die aangeleentheid is met die intrapslag in die Landdroshof met 'n lywige klagstaat van 'n 144 bladsye, 127 aanklagte en 'n lys van 168 getuies van reg oor Suid-Afrika gekonfronteer. Ons gesels vandag met die ondersoekende redakteur by Netwerk 24, Jana van der Merwe, wat hierdie aangeleentheid met valkoë dopgehou het om vir ons 'n oorsig rakende die huidige stand van sake te gee. Jana, ek is so bly jy is hier, baie welkom. Dankie Elsa. Goed, nou vertel ons net kortliks wat die bedrogsaak teen Louis Liebenberg en sy mede-beskuldigdes behels asseblief. So die staat voer aan dat Liebenberg saam met sy 8 mede-beskuldigdes Ja. 'n onderneming bedryf het, 'n onwettige onderneming, 'n kriminele onderneming van rampokkery en dat hulle onwettiglik fondse van die publiek ingesamel het en dit word ook gereflekteer in die aanklagte teen hulle. Dis aanklagte van bedrog of alternatief diefstal, geldwasery, korrupsie, kiberbedrog, oortredings teen die bankwet, oortredings van die voorkoming van die georganiseerde misdaadwet, POUCA. So dit is 'n reeks aanklagte teen hulle dat hulle saam en dat hulle word daarvan beskuldig dat hulle saam gewerk het om hierdie skema te bedryf. En Liebenberg is toe nou op die 22ste Oktober in 2024 by 'n restaurant in Benoni gearresteer of in hegtenis geneem. Hoe lyk die verwikkelinge sedertdien as jy dit moes opsom? So ja, want ons gaan nou amper aan vir 2 jaar en ek dink vir baie mense voel dit baie lank en dat die wiel van geregtigheid te stadig draai, maar in 'n stadium het die landdros dit aangespreek. En daar was nie regtig, ja, daar was altyd geldige redes hoekom dit uitgestel moes word. Ek bedoel, die omvang van die saak is net so groot. Ons het 9 beskuldigdes. En na die arrestasie het hulle dadelik begin met die borgtog aansoeke. Toe het 7 van die beskuldigdes borgtog gekry. Dit was omtrent tussen R20.000 en tot R100.000 wat Walter Niedinger, sy voormalige prokureur, moes betaal. So hulle is dadelik op borgtog vrygelaat. Maar toe het die staat Desi se borgtog teengestaan en sy is toen uiteindelik deur daai proses borgtog geweier want hulle het gevoel sy was nie eerlik met die hof oor waar sy gaan bly nie. Hulle het gevoel sy's 'n vlugrisiko want Liebenberg het self op van hierdie video's gesê daar's geld versteek. So sy het nie borgtog gekry nie, later het sy daarteen appeleer. Intussen het hy met sy borgtog aansoek begin en toe in die middel daarvan besluit hy laat vaar dit. En omdat daar so baie beskuldigdes is, moes almal ook regspanne aanstel. En dit het 'n paar keer verander tot ons by die punt gekom het in Augustus verlede jaar wat Liebenberg gesê het, okay, hy gaan nou weer 'n borgtog aansoek probeer doen en dit heeltemal ontspoor het toe die landdros 'n bevel gegee het dat hy in Weskoppies die psigiatriese hospitaal waargeneem moet word. En ek dink dis nou juist waarby ek vir 'n oomblik wil stil staan, want in Augustus verlede jaar het Louis teen die landdros, die staatsaanklaers, ook die polisie en die departement van korrektiewe dienste uitgevaar en hulle van boeliegedrag beskuldig en ook ongrondwetlike optrede. En hy het toe nou tot vir die landdros gesê om stil te bly en dat sy so sy ma klink. Maar hoe dink jy het dit sy proses om borgtog vertraag? So dit het sy proses om borgtog ontsettend vertraag, want hy het nie eens daarby uitgekom nie. Ja. Omdat hy toe nou so tekere gegaan het en sy gedrag so oneerbiedig was teenoor die hof, Ja. het sy gesê, hoorie, so jy moet eers deur die plaaslike geneesheer, distriksgeneesheer geëvalueer word en dan te bepaal, verstaan jy die erns van hierdie verrigtinge, wat hy het heeltemal uitgevaar teenoor haar. Baie mense sal dalk dink, dit was dalk 'n taktiek om die hele ding, die proses te vertraag. Dink jy dit was? Ek glo nie dit was nie. Ek dink alles wat Liebenberg doen is baie strategies. Ek dink hy's 'n skaakspeler. Jy weet, elke skuif wat hy maak, het hy oor gedink. Ek dink hy het dalk moontlik, in my opinie, gevoel dalk gaan die landdros haarself verskoon. Want dit is wat voorheen gebeur het toe Desi borgtog geweier is en hy uitgevaar het daar in die hof, het daardie landdros homself verskoon. En dalk het hy gedink, jy weet, hierdie landdros gaan homself verskoon en nog 'n ander landdros kom en hopelik nie 'n vrou nie, want Liebenberg is nie baie lief. Of kom stel dit so, hy's lief vir vroue, maar hy hou nie baie van hulle nie. Jana, ek moet vir jou vra, want ek meen, wanneer mens na sosiale media platforms kyk,
Jy weet die publiek het geweldig betrokke geraak, jy weet, daar was partye gewees wat betrek word by hierdie saak waarteen hulle ook uitgevaar het en baie persoonlik ook geraak het in sommige opsigte. Hoekom dink jy het die publiek so, ek kan seker maar die woord gebruik passievol. Hoekom is hulle so passievol oor hierdie spesifieke saak? Wel, ek dink eerstens dit is een van die grootste van sy soort in Suid-Afrika. Ek dink geskiedkundig die laaste keer wat ons daar's baie skemas en ons baie geld wat veral in internasionale en aanlyn skemas gaan, maar as jy kyk na 'n groep Afrikaanse mense wat geteken is, dit is meestal Afrikaanse mense en ons lesers by Netwerk 24. Jy weet, dit is ons baie van daardie mense wat in hierdie skema aangekoop het, is ons lesers of hulle ken iemand, 44,000 mense. So ek dink mense lewe hulle in, hulle wil graag hê geregtigheid moet geskied want vir die langste tyd het hy op sy video's mense ingetrek en hy het nooit gestop nie. So ek dink mense wil sien gaan geregtigheid nou geskied. Hoe gaan dit op die oomblik met Liebenberg en sy vrou agter tralies? Ek dink nie baie goed nie. Net op die blote oog wat 'n mens kan sien as jy daar is. Daisy was met die laaste verskyning. Ons het ek geskryf ook, sy was ontsettend emosioneel. As ek nou gekyk het, het sy gehuil. Ek dink daai wat dit so lank uitgestel word, vang haar. Sy is nie op 'n goeie plek. Waar sy is nie, sy probeer positief bly, maar ek het ook melding gemaak van die feit dat daar nie toiletpapier is nie. En ek dink tot 'n sekere opsig, ek dink niemand wil hê die tronk moet so ons praat altyd van dit moet nie 'n hotel wees nie. Ja. Jy weet dit is nie 'n gastehuis nie. Maar ek dink dit tas tog jou menswaardigheid aan tot 'n mate as jy nie toiletpapier het nie, as jy nie eers die regte benodighede daar het nie. Liebenberg kla verskriklik oor die kos. En ook met reg soms want hy sê daar's nie vleis nie. Hulle kry soms nie groente en vrugte nie, hulle eet net brood, koue storte. Daar het blykbaar 'n sleutel afgebreek na waar hy buitekant toe moet gaan. Hy kry nie sonlig nie. So ja, ek dink die omstandighede is goed nie. En hulle is nie gelukkig daar nie. Nou die beskuldigdes en hulle regspanne sal dan nou op die 19de Junie weer voor die Landdroshof verskyn om te bepaal of hulle op die 5de Oktober gereed sal wees om in Pretoria se Hooggeregshof met die verhoor te begin. Ons weet Louis se saak spesifiek is tot die 22ste Mei uitgestel, maar is daar enige aanduiding van watter soort voorbereiding tans die regspanne aan albei kante van hierdie aangeleentheid gedoen word? So nou met die laaste verskyning al die beskuldigdes se regsverteenwoordigers moes of 'n stokkie of 'n USB-poort, jy weet een van daai groot geheue gedoentes ingee. Ja, maar die harde skyf. Harde skyf, dis die woord wat ek soek. So maar op hierdie harde skyf is dit omtrent 'n teragreep se bewyse gelaai. So ons praat van 'n magdom bewyse wat hulle gaan moet deurwerk. So dit is waarskynlik wat die eerste ding wat hulle mee gaan begin. As jy wonder of hulle gaan gereed wees om die 5de Oktober te gaan begin, sal ek sal persoonlik baie verbaas wees, want hulle moet deur daai geweldige hoeveelheid inligting werk en hulle argumente voorberei op dit. En intussen moet Liebenberg Weskoppies toe gaan vir 30 dae, wat hulle nie met hom gaan konsulteer nie. Hy's in die C-Max afdeling van die Kosimampuru tronk. Dit is uiters moeilik vir enige prokureur of regsverteenwoordiger om daar met hulle kliënte te skakel. So ek sal verbaas wees, maar dit kan gebeur. Wat dink jy sal die moontlike vonnis vir Louis en Daisy spesifiek wees indien hulle nou einde ten laaste skuldig bevind word? Wel, as ons kyk net na die aanklagte van bedrog, die minimum vonnis vir 'n eerste oortreder is 15 jaar. So ons kyk klaar hier na 15 jaar as Daisy skuldig bevind word en as Louis skuldig bevind daarop. Dan sal natuurlik die ander meer ernstige aanklagtes van rampokkery wat tot lewenslank gefonnis 'n vonnis van lewenslank kan kry. Geldwasery tot 30 jaar. So ons kyk na 'n minimum van 15 jaar en meer. Ja, dit is nogal 'n stewige vonnis wat moontlik dan nou voorlê. En dink jy geregtigheid sal geskied? Ek glo geregtigheid sal geskied. Ek dink as die verhoor eers begin. Ek dink mense het ingekoop op hierdie skema want hulle het vir Louis vertrou. Hulle het gedink hulle ken hierdie persoon. Maar ek dink soos hierdie verhoor gaan aangaan, gaan mense regtig sien wat agter die skerms gebeur het en dit wat hulle gedink het hulle koop in en wat agter die skerm gebeur het, waarskynlik twee verskillende goed was. So ek dink net dat mense
weet wat werklik daar gebeur het, is klaar vir my geregtigheid. Of hulle uiteindelik gaan skuldig bevind word, jy weet dit sal alles afhang van die staat en die bewyse wat hulle teen hulle het. Absoluut. Waar kan kykers meer oor die saak uitvind en hierdie aangeleentheid miskien ook in die toekoms volg? Op netwerk24.com lewer ons verslag deurlopend oor Liebenberg. Jy weet ons het al met dit begin in ten minste 2022, jy weet lank voor die arrestasie. So met die hofverskynings, ons is by elke hofverskyning. As dit 'n hofverskyning is wat daar baie gaan gebeur, sal ons dit regstreeks uitsaai of ons het 'n regstreekse blok. Maar elke keer na die verrigtinge het ons 'n berig dadelik op en dan 'n meer omvattende berig die volgende dag ook in die Burger. Nou ek meen Jana, net so ter afsluiting, jy is nou die ondersoekende redakteur by Netwerk 24. Jy weet, wanneer jy oor hierdie soort sake moet berig, is daar nog iets wat jou verbaas? Hang dit af van saak tot saak, jy weet, of is dit maar oor die algemeen dieselfde? Of is jy soms geskok na aanleiding van dit wat jy sien afspeel? Ek dink in Liebenberg se saak spesifiek onthou ek dat, jy weet, baie van die, jy weet, baie dinge het my geskok, jy weet, hoeveel geld uitgegee is. Ek dink selfs word mense nou geskok om te hoor dat Jacob Zuma, oud-president Jacob Zuma, 11 miljoen sy regskostes betaal is. So ek dink soos hierdie feite uitkom, dan kan dit regtig so baie wees en hoekom, dis beleggers se geld. So ja, dit is 'n skok. Ek weet toe hy gearresteer is, wat het ek dit heeltemal amper stom gevoel. Dit was 'n lang pad tot en met daai punt. Maar ek dink in die verhoor gaan ons definitief nog 'n paar skokke kry. Ja, en ek onthou al daai video's ook in aanloop tot die dag wat hy in hegtenis geneem is en almal was net so geskok na aanleiding van alles wat hy kwytraak ook, jy weet, op sosiale media en dies meer. So aan die begin van hierdie saak, maar nietemin, baie dankie dat jy ons vandag op hoogte gebring het van die jongste verwikkelinge. Is daar enige laaste punt wat jy wil uitsonder rakende hierdie spesifieke saak? Ek dink as mense net kyk na die mense wat saam met hom daar staan. Ja. Baie mense dink hoekom val die kollig op Liebenberg. Die kollig val op Liebenberg want hy was die meesterbrein agter die skema. En hierdie mense het in daai onderneming gewerk en bevele uitgevoer. So ek dink dit gaan baie insiggewend wees om te weet, jy weet, het hulle doelbewus of onwetend in hierdie gemors ingestap. Wel, ons hou dit saam met jou met valkoë dop. Baie dankie. Goed, dit is dan al vir vandag, maar baie dankie dat jy gekyk het. Hou Goeiemôre Good Morning se Facebook en YouTube platforms dop vir meer in-diepte gesprekke soos hierdie. Tot volgende keer.